Ek is Neville Norden en ek groet jou in die kosbare naam van die Here Jesus. Ek is die oupa van Lewende Woord, maar ook die geestelike vader tans van Woord in Aksie. En ek wil so kort met jou deel oor Woord in Aksie. Die woord wat in aksie moet kom in jou lewe. Woord in Aksie is 'n tussenkerklike organisasie. Dit beteken ons werk tussen kerke en ons deel met fundamentele waarhede. Hierdie naweek het ons nasionale kamp. As ek sê hierdie naweek van Vrydag die 2de, Saterdag die 3de, Sondag die 4de Augustus. Ouens kom van oor die land bymekaar en ons maak ons fundamentele begrippe vas. Ek wil jou nooi na kamp toe, een of ander tyd. Jy kan kyk onder Woord in Aksie, daar's kampe op verskeie plekke. Nou, ons bied fundamentele waarhede aan. Ons begin die Vrydag aand. Ons leer mense eers hoe om te jubel en te juig. Jy moet leer om die Here te loof en te prys. Kry die musiek wat jy van hou. En loof die Here saam. Bernice West het so oulike liedjie, die Here het my mooi gemaak. Die Here maak nie lelike mense nie. Die Here het jou mooi gemaak. Mooi in sy oë. Daarom is jy kosbaar vir hom. So ons begin die Vrydag aand met skepingsdoel. Waarvoor is ek op die aarde? Wat maak ek hier op die aarde? Gebruik ek net suurstof? Is ek net hier soos 'n plant, vandag hier, môre afgebrand of doodgeskroei? En ons deel dan met sonde. Sonde was 'n verkeerde keuse van Adam en Eva. En wat dan? Die oplossing. Die oplossing is die regte keuse. Ek en jy moet keuses maak in die lewe. Langs Jesus hang 2 rowers. Een maak 'n keuse vir hom, die ander een sy passiwiteit. Daar's eintlik aanklag as U die Christus is. Red my en red U self as U die Christus is. Laat ons afkom van die kruis. So ons deel met hierdie begrip, ons deel met die feit hoe jy nuut gebore word. Ek het in die vorige program daaroor gedeel en dat die volle prys betaal is vir jou sonde. Dan ons tweede lesing gaan oor my stand van geregtigheid in Christus. Het ek 'n stand? Wat is my stand? As ek Jesus aanneem, het ek 'n stand in Christus. Dis 'n afgehandelde saak. Die volle prys is betaal. En ek wil net hier lees uit die begrip van ek moet glo, want ons leer mense oor absolute vergifnis. Die Here het nie 'n swart boekie en hierdie kant die goeie dade, hierdie kant jou slegte dade. Ons, en soos wat ek met julle deel, sal julle verstaan. As ons dink aan hierdie begrip, dan die stand van geregtigheid is 'n afgehandelde saak, want Efesiërs sê vir ons in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade, onthou ons program, genade en waarheid, uit genade is jy gered. God het jou in Jesus begenadig deur geloof. En dit nie uit jouself nie. Dis 'n gawe, 'n geskenk van God. Die ewige lewe is 'n geskenk. Ek het 'n sterk verbeelding. Ek sien myself sit en ek het groot geword na my ma dood is met mense wat nie gelowig was nie en daar was altyd 'n groot kersboom. En dan het ek gewonder, gaan ek 'n Kersgeskenk kry? En dan sê vir my gesê, onthou, dis 'n geskenk. Jy het nie daarvoor gewerk nie. Die ewige lewe is 'n geskenk. Ek sal dom wees om nie die geskenk aan te neem nie. Uit genade is jy gered deur geloof en dit nie uit jouself nie. Dis 'n gawe van God sodat niemand mag roem nie. En dan praat ons in ons derde lesing oor my wandel in geregtigheid. Ek het nou 'n stand.
Die Bybel gebruik dit in 'n verbondsnaam, Jehovah Tsidkenu, die Here my geregtigheid, maar nou het ek omgedraai, nou moet ek saam met die Here loop, Jehovah Mekadishkem, die Here wat my in geregtigheid laat wandel. Nou, my stand werk alleen as ek, en ek wil hier lees uit Romeine 3, hier is 'n gedeelte in Romeine 3, wat belangrik is om te verstaan. Maar as ek dit nie verstaan nie, dan verstaan ek nie die begrip van die evangelie nie. Hy sê in Romeine 3, uit vers 20, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Ons sal nog op 'n ander program daarmee deel. Maar nou is die geregtigheid, vers 21, van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Ek wil kom en 'n stelling maak, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar. Wat 'n wonderlike Nuwe Testament. Die geregtigheid naamlik van God deur geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Onmiddellik het ek 'n probleem gehad, want hy sê, maar daar's geen onderskeid nie. Maar dis vir almal en oor almal, maar net vir die wat glo. Laat Jesus hang 2, een glo nie, maar was vir almal, dis vir elke geloof, elke taal, elke nasie. Hy gaan dan en hy sê, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hier is 'n belangrike begrip. Die verlossing wat in Christus Jesus is. Die Bybel gebruik wat ons noem die hypostatiese eenheid. As jy lees Jesus Christus, is dit iets wat God vir jou doen, God wat na jou toe uitreik. Die oomblik wat jy lees Christus Jesus, is dit jy wat gereageer het. Filippense 4:19. Maar my God sal in al julle behoeftes voorsien, volgens sy genade en julle geloof in Christus Jesus. Dis die hypostatiese eenheid. Die gemeente van Filippense, hy sê, ek sal in julle behoeftes voorsien, omdat julle geglo het, toe ek kom en die evangelie aan julle verkondig. Nou kom ons verder by hierdie begrip, en ons deel met die begrip op die beginsel van, waar is ek nou? Ek is nou by die 3de punt, my wandeling geregtigheid. 'n Bevryding van sonde bewustheid is wat ek nou net gedeel het. Jy kan nie 'n verhouding met die Here hê onder aanklag nie. Jy moet vryspraak verstaan. En vryspraak is dat God my totaal vergewe het in Jesus Christus. Nou dan deel ons met vergifnis. Ek moet leer om myself te vergewe. Is iets wat ek mee gesukkel het. Ek kon ander vergewe, maar ek het gesukkel om myself te vergewe vir foute wat ek gemaak het. En gaan jy foute maak? Ja. Jy gaan foute maak in jou verhoudings, jy gaan foute maak in jou besluite. Dis waarom ons howe het. Jy neem 'n besluit, want hierdie prokureur en advokaat sê dit, en hierdie een sê dit, en dan's daar die regter wat kom, en nou moet hy regsbeslissing gee. Jy onthou Salomo, word die wysste man genoem. 2 vrouens, die een lê haar kind dood, en nou beklei hulle voor Salomo, en hy sê vir die vrou, of vir die een van sy soldate, vat hierdie baba, en sny hom in helfte, en gee vir elkeen helfte. En die regte ma sê nee, spaar die kind se lewe. En hy word die wysste man genoem wat ooit geleef het. Jy sien, toe die kind bedreig word, toe sy bereid om in te staan. Ek sal nooit vergeet nie. Jare terug is ons op 'n kamp in 'n kleerling area in Durban, en daar's 'n gang wat inkom, en
Hulle sluit die deure, soos Nicky Cruz in The Cross and the Switchblade. Hulle sê, ons gaan dit nou uitveg hier, die gangs met mekaar. Hulle het pangas. En wat doen jy? Ek sê, Here, wat doen ek? Ek spring op die verhoog. Ek steek my hande uit, ek sê, ek weet waarheen ek gaan. Julle weet nie waarheen julle gaan nie. En daar is 'n jong man en hy het 'n revolver. Ek sê, en as jy man is, vat jou revolver en sit hom hier neer, nou, in die naam van Jesus. Weet jy, daar is autoriteit in die naam van Jesus. Hy skrik, hy kom sit sy revolver neer. Ek sê, die res van julle, bring julle pangas, en sit dit hier neer. Ek het saam met my Johnny Wilkinson, hy was die hoof van die DuckTales, een van die SA swaargewig bokskampioene, 3 keer in die hof, omdat hy mense in straatgevegte doodgeslaan het. En Johnny spring op, hy sê, this man led me to the Lord. I'm a Christian. And you can kill me as well. I know where I'm going. Nou Johnny is 'n groot ou. Hy sê, maar julle, en die gangleier, hy sê, en jy weet nie waar jy gaan nie. Hierdie ou gaan jou nou doodskiet, en waarheen gaan jy dan? Jy gaan brand in die hel. En ons lei omtrent al daardie bendelede in daai stadsaal na die Here toe. Maar die byeenkoms gaan verby. Ons gaan uit. Die polisie was daar, want hulle het oproer verwag. Hulle was daar, hulle was buite. Maar hier was 'n koppie aan die kant, lang gras, kruip 'n bende weg. En hierdie bendeleier wat nou net sy hart vir die Here gegee het, loop verby en hy sing. Hy sing 'n koortjie van die feit dat hy weergebore is. Jy moet weet, iets het niets gebeur. Die ou skepsel het 'n nuwe skepsel geword. En die ander gangleier spring uit met 'n panga en kap sy kop van sy lyf af. Die bloed spat. Ek sien die kop op die grond lê en hier lê die man. En ek besef, dis net die tent. Hy is by die Here. Maar dis hoe gevaarlik die lewe is. Is ek bereid om weer na sulke plekke toe te gaan? Ja, dis wat ons die mense leer. En ek wil verder, so ons deel met dan vergifnis. Jy moet vergewe. Ons deel met verslawings, chemiese en nie chemiese. Ons deel met verwerping. Ons deel met haat, bitterheid, eetswering. Ons deel met etikette. Jy het 'n etiket. Ek het 'n etiket gehad. Ek is 'n tweedehandse burger, want my pa en ma was nie boere nie. Jy deel met depressie. En depressie het ook 'n chemiese kant. Ek gaan nie nou daaroor praat nie. Ons deel met die dood van 'n geliefde. Ek deel die hele tyd. Ek moet nou, maandag het ek 'n begrafnis. Maandag die 5de van 'n vrou wat geboorte gegee het hierdie week. En terwyl sy geboorte gee, is sy dood en die kind lewe. Dis hartseer. Ons deel met selfmoord. Selfmoord, onthou Judas, die Bybel sê, hy het remorse. Hy gaan hang homself. Petrus verloon die Here. 3 keer ontken hy hom. My diep berou. There's a difference tussen berou en remorse. Ek gaan nie nou die taal uiteensit daar nie. Ons deel met satanisme, okkulte, waarby ons betrokke, vloeke, op persone, op eiendomme. Ons deel met sielsbande. Ons deel met, as jy gedomineer is deur 'n broer, 'n suster, 'n oom, 'n tannie, 'n onderwyser, 'n ma, 'n pa. Ons deel met ongeloof. Jy kan nie 'n gelowige wees en in ongeloof staan nie. En jy staan in ongeloof as jy nie tyd in die woord spandeer nie. Ons deel verder met vrese, fobie, jy bang vir hoogte, diepte vrees, maar dan deel ons ook met 'n gees van vreesagtigheid, 'n lafaardsgees. Jy is bang vir konfrontasie. Ons deel met armoede, met doodspraak, met hebsug, eersug, ligsinnigheid. Ek kan nie ligsinnig wees nie. Ek hoor 'n man bid, hy sê die ou toppie daarbo. Ek sê, jy praat met God, die Vader.
wat sy seun gegee het. Ja, maar ons sing Ancient of Days. Hy moet 'n ou man wees met 'n baard. Ek sê, jy het nie idee wie God is nie, my broer. Daar's geen vrees van die Here by jou nie. Ons deel daarmee oppervlakkigheid, ons deel met krankheid. Dan deel ons met die saad van die woord. Die saad van die woord. Hierdie is saad. Wat saai jy in jou lewe? Saai jy saad elke dag? Ons deel met begrip van beklee jou man, beklee jou vrou. Praat iets mooi oor jou man, oor jou vrou. En dan deel ons met die persoon van die Heilige Gees. Daar's 'n derde persoon in die drie-eenheid. God is een. Maar nou sê die mense, hoe kan hulle een wees as hulle drie is? Nou die dominee sê vir jou pastoor sê vir jou as hy jou trou, Jan en Sunny, julle twee gaan een wees. Nou kom jy sê my, predikant het vir my gejok, ons is nou 5. Want jy 3 kinders by. Jy sien, ons met eenheid verstaan. Ons deel dan met dapper harte, waarmee ons kampe afsluit. En 'n dapper hart beteken, ek gaan uit, ek is 'n ambassadeur, gaan ek dapper genoeg wees om teenoor iemand te getuig. Dapper genoeg. Ek wil afsluit met 'n kort getuienis. Ek getuig in die gym, want dis my sendingveld. En hulle kom en stop my. Hulle sê, ek kan nie, want jy ander gelowiges kom klaar. So sê ek, Here, moet ek nou ophou getuig? Moet ek nou ophou sout wees en lig wees hier in die gym? Here, gee my wysheid. Toe leer ek om mense te bevriend. Nou kom ek na die moslim toe, en ek sê vir hom, good morning sir, how are you? I'm glad to see you in the gym. Thank you that we can train together. Can I use this equipment together with you? En ek begin hom bevriend. Dan begin ek hom vra. En dan kan ek hom na die Here toe lei, as hy oop is, om na die Here toe gelei te word. Ek het al baie mense so na die Here toe gelei, maar ons noem dit 'n vriendskap. Ek wil vertrou, dat terwyl ek met jou deel, jy lus sal hê, om in jou gemeente 'n sielewenner te word, want jy het 'n dapper hart om te getuig waarvoor jy staan, of dat jy na 'n woord en aksiekamp toe sal kom, en sal toelaat, dat ons jou help. Baie dankie, ek bid vir jou, in die naam van die Here Jesus, dat jy 'n sielewenner sal word, mense na die Here toe sal lei. Onthou, in my getuienis, ek was in standaard 4, en in standaard 3, graad 5, en ons sing, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet, nie 'n siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Ek kan net siele saamvat. Dankie, seën vir julle.